voel vir my dis eintlik so moeilik, dankie band, om hier uit te gaan, want die Here se teenwoordigheid is net so, ek voel ek wil nie. Ek voel soos jy, ons kan net nog hierdie aanhou bietjie doen. Nee, wie het nog so gevoel? Okay, great, ek is so bly, dis nie net ek nie, so ek is so jammer, ek ruk julle nou daar uit. Ja, die Here is getrou en hy is goed. En sy teenwoordigheid is net nimmer eindend, nee? So, vanoggend is dit vir my 'n ongelooflike voorreg om die woord vir julle te bedien. Ja, ek voel regtig dit is 'n baie groot verantwoordelikheid natuurlik, maar ek is ook so opgewonde daaroor want ek kry die geleentheid om iets wat binne in my is vir julle hopelik te kan leer en te kan wys. So ja, vanoggend wil ek begin. So my tema is die krag van die Heilige Gees. En ek gaan 2 volonteërs nodig hê. So ek het aanvanklik gedink oom Johan, sal oom my asseblief kan kom help. En wie's nog? Nog een iemand? Kiara, ja, kom jy so. Dis lekker naby. Dankie. Lekker. Okay, ek wil net gou hierdie enetjie dingetjie ook doen. So hy was voorheen hierbo en toe besef ek party mense gaan dalk nie die woorde kan sien van hier af as ek kom nou die hele tyd hier los nie. So kom ons skuif hom vir my net so 'n bietjie nader laat hy hier so is. Of nee, wag. Eintlik is hy great daar. Nee, los hom net daar. What's the use of having a mind if you can't change it, nee? Okay. So oom Johan, sal oom vir my op die stoel gaan sit asseblief. Verskoon my rug, julle. So, hier begin ek. Oom Johan verteenwoordig God die Vader. Nee? Amen, amen, mag ons so wees. So, en dan Kiara, staan jy net daar langs aan vir my. Jy verteenwoordig die hoëpriester. Okay, goed. So, nou wat gebeur is, ek is nou hier en nou kan ek lekker met oom gesels en 'n conversation voer, want ons is naby genoeg aan mekaar om te kan, jy weet, as ek hom 'n vraag wil vra, kan ek maklik vir hom net vra en ek het maklik toegang tot hom, want ek is hier naby hom, nee? Nou, oom mag nie beweeg nie, oom mag net hier sit. Okay, nou gaan ek, kyk gou hier julle, hierdie is 'n kruispad. Wat dink julle van my kruispad? Hy's mooi, nee? Dis 'n fiddle leaf fig. Ek love hulle, baie. So, hierdie is 'n kruispad. Hier kan ek gaan links of ek kan gaan regs. Maar nou wonder ek, gaan ek nou gaan links, gaan ek nou gaan regs? Gaan ek nou gaan links? Nee, ek weet nie, ek moet seker maar vir God vra waar moet ek gaan in my lewe, nee? Okay, nou moet ek eers, kom ek gaan hierdie kant. So, sal jy my 'n guns doen asseblief, nee? Sal jy net vir God vra, moet ek links gaan of moet ek regs gaan? Ja. Okay, regs. Okay, great, dankie hoor, dankie. Okay, gaat ek? Wie van julle doen daai ding? Okay, ek gaan regs. Nou kom ek by my volgende kruispad. Waar moet ek gaan? Links of regs? Okay, wag, hou net gou aan julle. Ek sal net gou by hom hoor of moet ek links gaan of regs gaan? Links, okay. Ag, dankie hoor. So sien julle gou die dilemma van hierdie hele situasie. Dis elke keer, daar's nie verhouding nie. Daar's nie nabyheid nie. So wat moet ons doen in hierdie situasie dat dit verander? Okay, wat moet gebeur, is die volgende. Oom sal nou opstaan en saam my kom. Ek sommer so by my. Hy moet net saam my kom. So okay, daar's hy. Kom ons gaan hierdie kant toe. Nou gaan ons kruispad toe. Nou is ons by die kruispad. Waar moet ek gaan? Links of regs? Okay, dit klink soos 'n goeie idee. Kom ons gaan links. En net so. Ewe skielik is daar verhouding. Ewe skielik kan ek
meer as net sê links of regs. Ja, ek kan vra hoekom? Here, wat het U met my beplan? Daar's verhouding. Okay, so dankie oom kom maar gaan sit. Kiara, dankie. Jy kan ook sit. So vir ons om 'n verhouding te kan wees met God die Vader, met Jesus, het ons een ding nodig. En dis Heilige Gees. Want Heilige Gees gee ons toegang om naby te kan wees. Om te kan in 'n verhouding staan, om te kan journeys, om alles saam te kan doen. En ewe skielik, dis nie meer net bediening aan die een kant en my lewe aan die ander kant nie. Dit is nou lewe en bediening saam. So ek wil gou vir ons lees. So julle almal weet in Handelinge 2 is dit die uitstorting van die Heilige Gees. So hierdie is nou 'n goeie voorbeeld van voor uitstorting met Heilige Gees en na uitstorting van Heilige Gees. Kom ons lees saam in Johannes 14 vers 16 en 17. Ek vra om verskoning. Ek het nie my Bybel hier nie, maar my Bybel is nie die regte vertaling vir wat ek gaan lees nie. Okay. Dis hoekom ek hom hier op my iPad het. Maar ek gee julle gou geleentheid om lekker te blaai en daar toe kom so Johannes 14 vers 16 en 17. Sê dit. En ek sal vir die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid en ken die wêreld nie kan wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, kan julle laat ek oor begin. Okay, hier is nou. Okay. Ek gaan net daai versie weer lees. Die Gees van die waarheid en die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom en omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Nee, wat 'n uitnodiging is dit nie? Is dit Heilige Gees is binne in ons. Wat beteken die drie-enige God is binne in ons? Vader, Seun en Heilige Gees. Bly binne in ons. Hy bly binne ons. Ons is naby, ons het verhouding met hom en dieselfde krag bly ook binne in ons. Okay, Handelinge 1 vers 6 tot 8. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Verder sê dit. En hy antwoord hulle: Dit kom nie julle toe om die tyd of die geleentheid te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. En julle sal getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. So ek dink eintlik baie van julle ken hierdie skrif. Maar ons sal krag ontvang. So dit is die deel waar ek 'n bietjie wil stil staan vandag. Is ons ontvang krag. Krag van Heilige Gees. So, een van daai kragte is die feit dat ons hierso kan staan en dat ons in 'n nabye verhouding met Jesus kan wees, met God kan wees en met Heilige Gees kan wees. Dat ons by hom staan en weet, Here, maar ek ken U hart. Ek weet waantoe is U op pad. Ek weet dit wat U vir my beplan is deel van daai krag. Hierdie krag kom met 'n baie groot verantwoordelikheid ook, natuurlik. Ons het die verantwoordelikheid om te moet weet dat ons kan nie net deur die lewe dryf nie. Ons kan nie net gaan en hier gaan ons nou maar hierdie kant toe, hier gaan ons nou maar hierdie kant toe nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om verhouding te hê met hom. Ons het 'n verantwoordelikheid om te weet, Here, maar wat beplan U vir my? Wat is my doel? Jy kan nie deur jou lewe gaan en nie weet waarvoor die Here jou roep nie. Saam met dit nooi hy ons uit. Dis 'n uitnodiging. Hê net met my verhouding. Want dan is dit maklik. As ons verhouding met hom het, kan ons net gaan.
Here, ons gaan hierdie kant toe, okay, maar is reg. As ek daar kom, sal U vir my sê. As ons daar kom, maar as jy nie verhouding met hom het nie en hy sit daar, is dit bietjie moeiliker. Dan elke keer wat jy by die kruispunt kom, dan is dit soos wat nou? Nou is dit weer, dan is dit moeilik. Dit voel asof dit labor. Dis net nie maklik nie. Jy weet nie wat om te doen nie. Jy weet nie watter kant om te gaan nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om bewus te wees van sy teenwoordigheid. Die hele tyd moet ons weet, okay, ek gaan nou in 'n winkelsentrum in. Gaan Heilige Gees saam met my? Is daar iemand daar binne wat ek moet bedien? Is daar iemand daar binne vir wie ek, jy weet, dalk moet bid? Is daar iemand daar binne vir wie jy dalk moet hande op lê of net sê, ja, hier's vir jou 'n geldjie, Jesus is lief vir jou. En dit gaan nie van self gebeur nie, julle. Jy gaan nie in die winkelsentrum ingaan of in die wêreld en ek praat nou van julle bediening is nie net binne in die kerk nie. Bediening is daar buite. Dit is met jou werkskollegas, by jou gesin, by die mense by wie jy gaan braai. Dit gaan nie net gebeur nie. Jy moet dit maak gebeur. Obviously, die krag van Jesus is binne in jou. Ja, so jy die vermoë, maar jy moet dit initieer. Jy moet stap en sê, ja, hoorie, ek voel so ek wil vir jou bid vandag. Kan ek maar? Ken jy Jesus? Het jy verhouding met hom? En die Here sê hierdie in A, B en C en D vir jou. Nie net profete kan goed sê nie. Ek kan ook goed sê. Verstaan, al is ek nie 'n profeet nie, want ons almal kan sy stem hoor. Okay, so, hoe doen ons dit nou prakties? Okay. Romeine 8 vers 11. Die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, lewe binne in jou. Hierdie is nou die krag van Jesus. Krag van Heilige Gees. Hulle is almal een, julle verskoon my. Partykeer sê ek maar die een en die ander, hulle is een. Hulle verstaan wat ek bedoel. Nee. Okay, so die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon in julle. Woon in my, woon in jou. Verder sê dit in Matteus, die wat geloof het soos 'n mosterdsaadjie, kan sê vir die berg, gaan werp jou op en gooi jou in die see, en dit sal so wees. Nee? Verder sê dit ook, dieselfde stem, wat die aarde geskep het, wat gesê het, laat daar lig wees. Wat gesê het, okay, water en aarde skei. Laat daar 'n son en 'n maan en 'n sterre wees. Daai selfde woorde het geskep en daai selfde woorde het ons ook tot toegang. Wat ons sê, maak saak, ons skep met ons woorde. Maar, Magriet, jy sal nie glo wat ek gehoor het nie. Hierdie enetjie het nou weet dit en jy sal nie glo wat sy gaan aanvang het nie. Dis kinder vir die van julle wat nie weet nie, hè? Julle, en dan doen ons sulke goed met ons monde. Net soos wat ons, dit werk nie net in die positiewe nie, dit werk in die negatiewe ook. So as ons negatiewe goed sê, ja, ek weet nie hoe gaan ons hierdie maand deurkom nie. Ek weet nie hoe gaan ons geld hê om dit en dit en dit te betaal nie. Dan spreek ons, wat sê ons? Ons spreek dit, so ons skep dit. Wanneer ons dit spreek, dan skep ons. Ons het dieselfde krag binne in ons, om te gaan en gaan bid vir Pietie, wat 'n afbeen het. En ons kan glo dat sy been kan aangroei. Julle, en dis nie net ek nie, dis nie net Pastor Willem nie, dis julle, dis ons almal. So, dit beteken, ons het die krag in ons om vir siekes te bid, demone uit te dryf. Julle, elke een van julle wat hierso sit, moet die vermoë hê om te kan demone uitdryf. Okay? As julle nie het nie en julle wil graag weet hoe, kom praat met my en Willem, ons sal julle help, ons sal julle wys. Maar jy het die krag, jy kan dit doen. Ons kan vir dooies bid, en laat dooies uit die dood uit opstaan.
So, Heilige Gees kom en hy gee vir ons identiteit. Wat beteken ons is nie meer alleen nie. Nie vir een dag staan ons hier en ons moet wonder, julle, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit regkry om nou so en so en so te laat gebeur? Ons hoef nie, want hy is net hier. En elke keer as ek wonder, dan sê ek, Here, en hy sal my lei en hy sal my vat. En as jy nie moet gaan nie, gaan hy dalk stil bly vir 'n rukkie, dat jy net staan vir so 'n rukkie. En wag. Julle, daar's so baie krag om te wag op die Here. En eerlikwaar, ek dink baie keer doen hy daai wag vir ons onthulwe, meer as vir sy onthulwe, want hy's geduldig, hy kan wag. Maar hy weet wat moet skuif in ons harte partykeer voordat ons die sweetie mag kry. Dis wat ek my kinders sê, maar ja. Ons is nie meer hulpeloos nie. Ons is nie meer waardeloos nie. Ons het identiteit. So wie is hy? Ek wil gou-gou vir julle 'n storieetjie vertel van wat met my gebeur het toe ek jonger was. En nou toe ek en Willem gekuis het. Julle, ons het baie laat gaan slaap in die aande. Ons het regtig nie genoeg geslaap nie, want ons was net so verlief. Ons kon nie ophou praat met mekaar nie. Dit was crazy. En hy het op daai stadium nog sekulêr gewerk. So hy het eers laat in die aande soos van werk af gekom en dan wil ek nou eers bietjie tyd hê om met hom te praat. En die van julle wat ons nie ken nie, jene, maar ons kan praat. Ons kan. Soos ons het regtig op 'n kol in ons huwelik besluit, ons moet dalk soos 'n baton kry en sê, okay, nou is dit jou beurt en nou is dit my beurt. Want andersins kry albei nie beurte nie. Maar ja, ons het dit daarom nou al bietjie uitgefigure, hoop ek. So, okay, so toe wat gebeur is, ek werk toe nou in Middelburg, bly in Witbank, en ek ry elke dag in en uit. En julle, nou is ek moeg, want ek het min geslaap. Nou ry ek terug in die middel, maar ek is soos, ek kan nie wag om by die huis toe kom nie. Ek wil net op my bed neerval en slaap 'n bietjie. Ek so moeg. Julle, dat ek letterlik, mamma, ek's jammer, ek weet nie of mamma hierdie weet nie. Maar ek het langs die pad afgetrek, dan hardloop ek 'n paar keer om my kar, en dan klim ek terug en dan ry ek verder. Want ek is net so bang, dalk raak ek aan die slaap. Nee, ek dink ek sal aan die slaap raak, maar ek voel ek verloor my aandag. So ek doen nie wat ek supposed is om te doen agter daai stuurwiel nie. En so kom die gedagte toe by my op, maar dalk moet ek eerder in die gees bid. Dalk moet ek eerder net, kom ek bid in my taal, want die woord sê vir ons, laat ek vir julle sê hierso by 1 Korintiërs 14 vers 4. Die een wat ongewone tale en klanke gebruik, bou homself op. Nee? So ons is, wie van julle weet, ons is siel, gees en liggaam. Wie weet dit? Okay, 4 van julle. Bly. Okay, ons is siel, gees en liggaam. So bou jou op. Daar staan nie, okay, dit bou jou siel op nie. Daar staan nie dit bou jou gees op nie. En dit staan ook nie dit bou jou liggaam. Jy is 'n unit. Wat is die Afrikaans vir dit? Jy's 'n eenheid. Ja, dit is die volle jy wat opgebou word. Julle en regtig, vragies, toe probeer ek dit. Ek bid in my taal, daai hele pad. Bid. En van daai dag af, as ek bid in my taal, julle, dan is ek so wakker dat ek by die huis kom dat ek nie eers 'n middagslaapie wil vat nie. Legit. So hierdie is 'n regtig erge testimonie van my. Ek weet dit klink dalk soos ietsie klein en simpel, maar die krag van Heilige Gees is werklik. Hy werk in ons en deur ons en julle, hy hou van verhouding. Hy wil nie net met jou praat wanneer jy nou vir iemand gaan bid nie. Hy gee om, my kind, jy's moeg. Kom ek help jou. Hy ken ons so. Dis verhouding. So, toe van daai dag af het ek aangehou om te bid in my taal. Elke dag as ek die ou Middelburgpad gery het, in en uit. En julle, ek is baie opgewonde om te sien. Ek vra die Here dat hy my sal wys eendag as ek in die hemel kom. Maar ek wil weet wat het geskuif op daai pad omdat ek gebid het. En nie net omdat ek moeg was. Die party daar was ek nie moeg nie. Dit het nou maar net ek is soos, hier is goeie bidtyd. Dis bidtyd. So ek het gebid. En ek sien uit. Ek was nooit vir een dag het ek moeilikheid gehad op daai pad nie.
En ek het nooit geweet van enigiemand wat saam met my op my pad was wat 'n ongeluk gehad het nie. So ek is excited. Ek wil hê die Here moet vir my sien. Hier sou hierdie kar nou so gemaak het en toe kom jy en jy bid en toe kom die engele en toe jy weet, ek wil dit sien. Want dis wat hy doen. Ons sien dit net nie, maar dit is so. Okay, so ek wil julle elkeen bemoedig met hierdie saam as ons nou praat van om in jou taal te bid, om 'n minimum van 'n uur in 'n week se tyd in jou taal te bid. Soos ure is regtig eintlik, julle dis so maklik om te doen. Make-up gou 5 minute, daar gaan jy. 5 minute is gedoen. Elke oggend 5 minute. Okay, jy ry gou hiernatoe, jy roer die pap in die pot. Okay, vrouens, die manne pak die goed in die kar. Ek weet nie wat doen. 'n Wag dalk vir die vrou in die kar. Okay. So bid in jou taal en moenie dit, julle as jy sit in 'n plek waar jy depressief is, jou taal kan jou daar uitkry, want Heilige Gees kry jou daar uit. Bid in jou taal, moenie die belangrikheid, as jy dalk siek is en jy voel siek, bid in jou taal, dis so eenvoudig soos dit. En ek wil julle amper dare en sê, doen dit hierdie week. Gaan sommer groot, doen 'n ure in 'n dag. En jy gaan sien, hoe gaan jou liggaam fisies anders voel teen die einde van die week. Want hy kom skuif goeders. Nou dis Heilige Gees wat bid, en hy bid God se perfekte wil. God se perfekte wil. Dis nie Picard Hen wat vir jou bid, of Bill Johnson, of Pastor Willem, of dis God. So, okay, nog 'n storie wat ek julle gou wil vertel, is, so, hoe oud was ek? Okay, ek was 8 jaar oud, nee? Toe is ek stout en ek luister nie vir my maale nie. My maale sê vir my ek moet gaan slaap, en my sussie het 'n sleepover met haar maatjies, en hulle kyk stories, hulle kyk movies. Was nog, ek dink dit was DVD's, nee? Wat ons gaan uitneem het by die winkel. En ek wou nie gaan slaap nie, ek maak of ek in die bed klim, en toe gaan ek, toe sneek ek uit, toe gaan kyk ek stories saam met my sussie hulle. Maar my maale het ook obviously al gaan slaap. Julle, en toe kyk hulle 'n scary movie, en daai ding veroorsaak hou vas in my lewe. So, ek wil net vir julle sê, die wat dink scary movies is okay, dit is nie okay nie. Okay? Vrees is nie van die Here af nie. Hoekom wil ons toegang gee vir ons liggame vir iets wat nie van die Here af is nie? Okay, vir ons gees, vir iets wat nie van die Here af is nie. Ek het so baie testimonies daaroor wat ek kan vertel, maar okay, ek gaan stiek by hierdie een. So, toe daai dag, julle, ek was so bang, ek het geloop met vrees, totdat ek 17 jaar oud was. Vrees. So vrees, dat ek nie my hand by die deur kon insteek om die lig aan te sit nie. Want ek was bang iets gaan my gryp. Regtig erg. Ek was so, dan raak ek in die aande, so ek het met 'n nagliggie geslaap, so ek was nooit ooit in die donker nie. Ek het 'n spesiale liggie gehad, wat soos 'n flouerige tipe liggie was, maar wat soos 'n nightlight was, waarmee ek elke liewe aand geslaap het. Altyd as dit donker was daai ding aan. Hy het eintlik net permanent gebrand. Toe, het ek het baie verskriklike demoniese drome gehad, regtig soos elke aand, dat ek so bang raak partykeer, dat ek, al wat ek kan doen, is ek kruip net onder my komberse weg, en dan vat ek my foon langs my bed, en dan bel ek my pa, want ek is so bang, ek kan nie na hulle kamer toe loop nie, ek is net soos, ek kan nie, kom net, ek is so bang, en dan slaap ek langs my ma se bed, want ek is net so ongelooflik bang, en hierdie vrees, dan loop ek, dan voel ek, letterlik iets is hier agter my, iets gaan my, dan voel ek soos hoe, jy weet, dis nie 'n fisiese vat nie, maar jy voel net, jy kan mos voel as iemand naby aan jou loop, so, dis hoe dit voel, my ma het vir my altyd gesê, my liefie, as jy so bang is, al wat jy hoef te doen, is jy sing. Want as jy sing, dan hardloop daai demone so vinnig, hulle voete kan hulle nie vinnig genoeg dra nie. En as jy worship, as jy prys, as jy die Here dien, en is so, dis regtig so. So, okay, toe eendag sit ek in my kamer, nou het ek al my hart vir die Here gegee, ek het toe ek 14 jaar oud was, my hart vir die Here gegee. Ek is in 'n Christelike huis grootgemaak al die jare, maar waar ek werklik tot bekering gekom het, was toe ek 14 was. En my, ek
ek begin my verhouding met die Here bou en in die aande dan sit ek in my kamer en ek lees Bybel en ek worship en ek weet en ek sit daar, julle en ek worship, maar die Heilige Gees se teenwoordigheid is ontsettend tasbaar. So ek sit daar, ek is soos Here, daar's mos nie 'n manier. As U so vol in hierdie kamer is, hoe kan daar dan plek wees vir enigiets anders? Dit kan nie wees nie. Want jy skep nie die duisternis uit met 'n emmer nie. Jy sit die lig aan. En dan is die duisternis weg en die lig is daar. So, nou is my nightlight aan en my bedlampie is aan. Maar ek het 'n potent bedlampie gehad. My kamerlig was nie eens nodig nie. Ek gaan sit my nightlight af en ek sit op my bed en ek voel die teenwoordigheid en ek worship. En ek hou my oë net so toe en ek gaan en ek sit die bedlampie af, maar ek hou my oë toe. Ek maak dit nie oop nie. Ek sê soos, Here, U teenwoordigheid. Ek partner met U teenwoordigheid. Dis waarmee ek partner. Ek partner nie met die duisternis nie. Ek partner nie met die vrees nie. Ek partner met U teenwoordigheid. Okay. En ek sit julle en ek worship en Heilige Gees bly so swaar. Hy bly so swaar en toe ek my oë oopmaak, dis dit pikgie donker rondom my. En ek het nog nooit die Heilige Gees so ervaar nie. Niks vrees nie. Niks. Daai ketTINGs het net so van my afgeval. Ek het geen vrees nie. Daai aand droom ek 'n droom van hoe ek begin skree en ek is weer demoniese droom en ek begin skree Jesus, 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 Jesus. En hoe meer ek Jesus skree, gaan die demone weg. Ewe skielik is hulle nie meer daar nie. Hulle tempteer my nie, die vrees is weg. En van daai aand af het ek nog nooit ooit weer 'n nagmerrie gehad nie. Nog nooit nie. Die Here het my vrygekoop, hy het my vrygemaak. Julle, en vandag staan ek hier en die donker is actually 'n plek waarvan ek hou om te wees. Dis vir my lekker. Dit voel net vir my so, die teenwoordigheid van die Here is daar. As dit donker is sy teenwoordigheid daar, outomaties. Of ek dit nou gaan soek of nie, dis hoe dit vir my voel. So, julle, die Here se krag, en hier is nou die ding, partykeer praat ek te vinnig. Is julle met my? Ek voel partykeer, okay. Partykeer Heilige Gees, dan dink ons, as ons vir iemand moet bid, dit moet nou iemand wees wat nie 'n been het nie, en dan bid jy vir hulle en dan moet die been uitgroei. Dis 'n great miracle. Of die persoon se moet 'n gat in hulle hart hê en dan bid jy vir hulle en dan gaan hulle vir die hart en dan is daar nie meer 'n gat in die hart. Maar hierdie is die ding. Partykeer is ons emosionele goed net so groot. En dit het, as die Here kom en hy maak dit vir ons gesond en hy maak dit vir ons reg, dan is die effek op ons lewe net so groot as wat ons nie 'n been sou hê nie en nou skielik groei ons 'n been aan. Nee? Net omdat ons dit nie sien nie, voel dit vir ons partykeer klein. My lewe was vir my res van my lewe anders. Wie is God? Wie is Heilige Gees? Okay, Johannes 14 vers 17 het vir ons gesê, hy is waarheid en hy is by ons en hy is in ons. Hy is ons helper. Hy is teenwoordigheid. Hy is God in ons en met ons. So, ons het nie vandag, in vandag se tyd voel vir my meer die leksheid om te kan versigtig wees nie. Julle, want die oes is baie groot. En God het so 'n honger dat ons moet naby wees. Ons kan nie meer bekostig om te dink, dalk moet ek nie vir daai persoon bid nie, want net nou is ek verkeerd. Net nou is ek verkeerd. Julle, maar die realiteit is, dalk was jy dan verkeerd. Waarvan? Dis 'n keer wat jy geoefen het en wat jy gebid het, een keer meer as wat jy sou gebid het. En weet julle wat? Ewen al was jy verkeerd, God is nie in 'n boksie nie. Mens kan mos vir hom, hy kan enigiets kom doen uit enige situasie uit. Al gebruik jy die verkeerde woorde, kan hy dit gebruik om 'n verskil in daai persoon se lewe te maak. Kan nie vir julle sê hoe verkeerd het ek op vir mense gebid, dan het ek nie 'n klou wat ek self bid nie. Dan is hierdie persoon in trane en dan sê ek soos, okay, great. Heilige Gees weet duidelik wat hy doen, want ek relate nie daarmee nie, ek verstaan nie regtig hoekom hierdie illustrasie nie, of hoekom hierdie verwysing nie, maar vir daai persoon maak dit 100% sin. So, ek wil julle aanmoedig,
moenie versigtig wees nie. Ek gaan nou nie in hierdie winkelsentrum ingaan nie, want nee, dis te gevaarlik. Sakkie vasknyp. Nee, julle ons kan nie, daar waar ons gaan, heers ons. Dit beteken, as jy jou voete, as jy deur is, en jy sit jou voete daarin, is jy die een wat daai grondgebied vat. Wat beteken, geen ander iets, wat daar binne wil wees, en wat wil kom steel, en verwoes, kan dit doen nie. Want jy is autoriteit gegee om te heers. Is ek reg? Ek weet ek trap dalk nou so 'n bietjie op tone, maar dit gaan oor vrees. Want ons kan nie bang wees nie. So, kom ek lees vir ons die vrugte van die Gees. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Okay. So, ek sien nou daai en lyk anders as myne. Hoekom? Okay. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Sagmoedigheid, het ek hom gelees? Ja. Dit is die vrug van die Gees. Sien julle dat daar vrees staan daar? Sorry Karen, sit hom net gou weer op. Vorige een, daar is hy. Sien julle daar vrees? Is vrees daar binne? Nee. Weet julle van enige skrifvers wat sê, Jesus gee vir jou vrees? Jy's bang, behalwe, okay, obviously, the fear of the Lord, maar dis heeltemal 'n ander tipe vrees. Praat van bang wees. Nee, wat beteken as jy vrees toelaat in jou lewe, is daar 'n plekkie in jou, onthou Heilige Gees is in jou, is daar 'n plekkie, kom ons vat my skouer, is daar 'n plekkie daar binne, wat jy eintlik vir Heilige Gees sê, nee hierdie bietjie nie, alles anders, maar nie hierdie bietjie nie, want ons is iets besig om te operate binne in jou, wat nie van God af is nie. Julle en ons moet 'n heilige, give your bodies as a holy sacrifice to the Lord. Ons moet heilig wees, soos hy heilig is. Ons hele lyf. Ons kan nie kerk toe kom en sê, Here, vat my alles. Ek wil net nog so 'n bietjie bang wees. Ek wil net nog so 'n bietjie versigtig. Ek is net 'n bietjie skaam nog, Here. Ons kan nie dit doen nie. Want ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet die volheid van Heilige Gees uitleef. So, ek is besig om af te sluit nou. So, ons het die vermoë. Ek wil regtig julle bemoedig daarmee, dat as jy uitstap, het jy die vermoë. Jy kan. Jy mag vir iemand bid. Jy kan vir iemand bid. Ek voel partykeer, maar ek weet nie of dit net ons posisie of wat ook al nie. Maar dit so partykeer vir my voel mense voel hulle kan nie bid nie. Hulle voel inferior, hulle voel hulle woorde en hulle gebed is nie reg nie. En as dit jy is vanoggend, wil ek asseblief jou uitnooi om te kom dat ons vir jou bid hiervoor. Want is 'n vorm van vrees, want jy voel nie goed genoeg nie. Jy is so bang, jy sê iets wat verkeerd is, of mense judge jou, of dis nie reg nie. Die Here kan enigiets kom gebruik. Ons is maar net broken vessels, ons is stukkende potterie, wat die Here gekom het, en hy het ons kom mooi maak. Dit kom in elk geval nie uit jouself uit nie. Kom uit hom uit. So, wanneer ons in vrees lewe, wat veroorsaak dit? Angs, verwerping, leuns en ou wonde. Maar Heilige Gees kom, en hy kom en hy maak ons nuut, en hy gee vir ons genesing, hy gee vir ons vryheid, hy gee vir ons oorwinning, en hy gee vir ons identiteit. Julle, daar's geen ander plek waar jy jou identiteit kan kry, as binne in hom nie. God gee vir jou identiteit. Leer hom beter ken, jy gaan jouself beter leer ken. Deur hom beter te leer ken. So, ek wil net afsluit nou, en as jy dink dat jy die hoofkarakter van hierdie storie is jy verkeerd.
God is die hoofkarakter van hierdie storie. Wat beteken, as jy hier staan, en hy sê vir jou, gaan links, en jy sê, okay, ek gaan regs. Kan jy mos dan nou nie verwag dat hy jou seën nie? Jy kan nie verwag hy beskerm jou nie, want hy is daar, hy wil hê jy moet, jy los hom nie. Want jy gaan nou op jou eie paadjie. Hy sien jou en hy weet van jou alles. Maar jy kan slegs aanspraak maak op sekere goed wanneer jy weet jy is besig om te doen dit wat hy wil hê jy moet doen. Dit waarmee jy veronderstel is om besig te wees. So dit beteken as hy sê kom ons gaan links, dan gaan ons links. Want hy is die hoofkarakter. Hy moenie jou lewe vir jou perfek maak nie. Jy is hier vir hom. Jy is hier vir sy storie, vir sy doel. Ja, so ek, as enige een van julle hierso sit en jy voel julle, maar ek relate ook hiermee. Ek sit met vrees. Ek sit met ek's bang, ek sit met ek voel nie goed genoeg nie, inferieur. Kom asseblief dat ons saam jou bid. Ek gaan hierso wag en ek sal saam jou bid. Die Here kan dit kom losbreek. Julle het nie nodig, hoeveel jaar het ek gesukkel met dit? Amper 10 jaar. 9 jaar wat ek vasgevang was in vrees. Julle kan my niks vertel nie, ek ken dit alles. Was daar. Hy wil dit, julle hoef nie vir 9 jaar lang te sit met dit nie. Dalk langer, 30 jaar, 40 jaar. Die Here kom maak ons vry. OK, lekker, kom ek bid vir ons. Jesus, Heilige Gees, ons is so lief vir U. Ons is mal oor U teenwoordigheid. Here, en ek weet dat U het 'n besonderse plan vir elkeen van hierdie mense wat nou gaan huis toe gaan en in hulle taal gaan bid. Here, ek bid dat U sal kom wonderwerke doen, that you will bless them abundantly. Here, dat dit oorvloedig vir hulle sal wees. Here, en dat hierdie week, dat hulle sal voel, hulle het genoeg gerus, dat hulle die liefde sal kan ervaar en dat hulle honger en passie sal hê vir meer. In Jesus naam. Amen.